12-leerders. My naam is Erika Jansen. Welkom by vandag se wiskundeles. Hierdie les word vir julle aangebied deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bakama Research and Development. Vandag gaan ons verder met die graad 12 wiskunde, meer spesifiek hersiening op vraestel 1 se werk. En dan kyk ons na funksies en grafieke. Teen die einde van hierdie les behoort julle nou al 'n mooi idee te hê van die struktuur van vraestel 1 en dan, soos wat ek gesê het, bietjie meer in diepte kennis te hê van funksies en grafieke. So, kom ons spring weg. Nou, alles wat ons in hierdie hersiening doen, is om vir julle wenke te gee hoe om die eksamen met groot sukses aan te pak. So, kom ons kyk. Wanneer ons kyk na die struktuur van vraestel 1, dan ons funksies en grafieke is hier om en by vraag 4 en vraag 5. Soms kan dit oorspruit oor 3 vrae, maar dit is rondom daardie omgewing waar dit lê. Dit tel so 23% van jou vraestel, so 'n lekker fris klompie punte, en dan die punte ekwivalent is omtrent so 35 punte waarop jy kan staatmaak. So werk regtig hard aan hierdie afdeling en sorg dat jou notasies en jou antwoorde reg is. Dis waar baie van julle punte verloor. So, wanneer ons nou kyk na die toetsing van funksies, word dit gewoonlik in 3 dele verdeel. Die eerste deel is, die eerste vraag, is gewoonlik 'n gemengde vraag, wat dan sal bestaan uit 'n parabool en een ander grafiek. So, jy kan byvoorbeeld 'n parabool met 'n reguit lyn kry, 'n parabool met hiperbool, maar dit is 'n gemengde vraag. Wat jy dan nou verskillende vrae op kry, en wat jy dan nou moet antwoord. Die tweede vraag is gewoonlik 'n hiperboolvraag. Hulle ruil hierdie twee baie keer om, die volgorde is nie vas nie, dis net om vir jou die tipe vraag te gee wat jy kan verwag. En dan die derde ene is dan meerendeels jou matriekwerk. Dit is 'n vraag oor funksies en hulle inversies. En dan wanneer ons hier praat, is dit dan nou meer van die gevalle, is dan 'n logaritmiese vraag en of lineêre vraag. Goed, nou kom ons kyk verder. Wanneer ons nou kyk na funksies en grafieke, moet jy eerstens die definisie van 'n funksie weet. So jy moet weet, wanneer is 'n ding 'n funksie? Onthou as jy 'n grafiek het, dan beteken dit hy slaag die vertikale lyntoets. As dit nie 'n grafiek gegee het nie, dan gaan jou antwoord wees, jy gaan kyk, vir elke x wat jy in die grafiek indruk, moet jy net 1 y-waarde kan kry. As jy meer as 1 y-waarde kan kry, dan is dit nie 'n funksie nie. So maak seker dat jy daardie definisie ken en dan hom kan toepas, beide vir die gevalle waar jy 'n skets kry en dan ook gevalle waar hulle net vir jou 'n funksie gee. Dan moet jy ook jou definisie en jou waardeversameling, soos met al jou grafieke vrae, moet jy hierdie te alle tye kan aflees. Verder moet jy ook die vergelyking van funksies kan bepaal en dit herhaal natuurlik later weer wanneer ons met kalkulus kom, dat jy dit ook kan doen. En dan jou definisie en waardeversameling van die inverse wat jy ook moet kan aflees. Onthou, die twee is gekoppel. Daar is 'n verband tussen hulle, maar bietjie meer hieroor later. Dan moet jy ook grafieke kan teken. En die pas afgelope eksamen van die grafiekvraestel het hulle net mooi 3 plekke het hulle vir die kinders gevra om grafieke te teken. So maak asseblief baie seker dat jy dit korrek kan doen. En dan wanneer jy teken, maak seker dat jy goed soos die afsnitte, goed soos draaipunte, asymptote, dat jy dit benoem. Jy kan nie net die lyne trek en verwag hulle moet dit regmaak nie, want ons moet weet wat is die waardes waar jy hierdie goed teken. Dan is dit natuurlik, saam met die funksie, moet jy ook sy inverse kan teken. Dan die teken van gewone, al die tradisionele grafieke, wat ons in graad 10 en 11 reeds baie gedoen het, is jou reguitlyn, jou parabool, jou hiperbool en jou eksponensiële grafiek. En dan kom jou matriekgrafiek natuurlik by, jou logaritmiese grafiek. En dan moet jy ook meer as een van hierdie saam op een asstelsel kan teken. Goed, dan verder, jy moet dan natuurlik ook die vergelyking van die lyne van die verskillende grafieke kan bepaal, en dit sluit in die 4 basisies wat ek reeds genoem het, tesame met die logaritmiese grafiek. Dan, as ons meer as een grafiek op 'n asstelsel, kan hulle natuurlik ook vir jou vra,
wat is die snypunte van die twee grafieke. En dan laastens, dink ek, die aflesings van grafieke, die basies die verband tussen hulle. So jy moet vir my kan aflees, waar is fx groter as gx, of waar is fx gelyk aan gx, of fx kleiner gelyk aan gx. So jy moet allerhande aflesings daarmee, moet jy dit kan doen. Maar nie net tussen twee grafieke nie, jy moet dit ook met 'n konstante waarde kan doen. So jy moet byvoorbeeld vir my 'n spesifieke funksie kan sê, waar is hy byvoorbeeld kleiner gelyk aan 1, dan beteken dit alles wat onder die horisontale lyn van y gelyk aan 1 lê. En dan moet jy ook identifiseer waar twee grafieke 'n sekere afstand van mekaar is. Byvoorbeeld, ons kan vir jou sê, waar is fx minus gx gelyk aan 1? Dit beteken die vertikale afstand tussen hulle moet 1 wees, maar die belangrikste deel is, f moet dan bo lê. Hoekom? Want hy is die grootste waarde, so hy gaan ook die grootste y-waarde hê. En dan moet jy die lengte tussen twee grafieke kan bepaal. Dit sluit in allerlei lengtes op die asse. So ek kan byvoorbeeld vir jou vra, wat is die afstand tussen byvoorbeeld twee x-afsnitte of twee y-afsnitte, maar dan ook belangrik, jy moet vertikale afstande kan uitwerk. So ek kan vir jou twee grafieke gee en vir jou op enige punt sê, gee vir my die lengte van daardie lyn. Ek sal dan op 'n manier vir jou die x-waarde moet gee en gewoonlik gee hulle dit deur die x-afsnit vir jou te gee. En dan vervang jy dit net in en dan kry jy die vertikale afstand tussen die grafieke. Goed, nou kom ons kyk verder. Wanneer ons sketse moet teken, soos wat ek nou gesê het, is daar 'n paar goed wat jy regtig aan aandag moet gee. Baie van julle teken grafieke en dan is dit regtig net hierdie klein goedjies waaraan julle nie aandag gee nie en dan 'n klomp punte regtig onnodiglik verloor. So kom ons kyk wat moet ons alles doen. Jy moet alle snypunte met die x-as en met die y-as moet jy aandui. Enigstens as dit van toepassing is. Ek weet daar is gevalle waar dit nie van toepassing is nie. Byvoorbeeld, kom ons sê ons het 'n hiperbool en hy het byvoorbeeld nie horisontaal geskuif nie. Dan gaan hy mos nou nie 'n y-afsnit hê nie. So dan sit reg, dan gaan jy nie 'n y-afsnit aandui nie. Maar as daar enigstens y-afsnitte moontlik is, dan moet jy hulle uitwerk en jy moet hulle aandui op die skets. Volgende een is, jy moet alle asymptote aandui. Jy sê, trek die lyne van hierdie asymptote in stippe lyne, nie vaste lyne nie, asseblief dit maak dit vir jouself ook moeiliker as jy dit in vaste lyne gaan teken, want jy gaan die mekaar raak tussen jou asse en die asymptote. En dan skryf op daardie asymptote, skryf die vergelyking van die asymptoot. Soos ek byvoorbeeld 'n vertikale lyn het, wat deur x gelyk aan 3 gaan, dan moet ek op daai lyn skryf, x gelyk aan 3. Die volgende ding is natuurlik by 'n parabool. Daar moet julle vir ons die draaipunte aandui. Skryf die koördinate by die draaipunt self neer. Dan wat betref die simmetrieasse. Jy hoef slegs die simmetrieasse te teken as die vraag spesifiek daarvoor vra. Anders moet dit nie inteken nie, want dit word nie gevra nie en dit word ook dan nie verwag nie. Goed, kom ons kyk verder. Nou, die mees algemeenste vraag wat jy in eksamen kan verwag, met betrekking tot hiperbole, reg? Dis nou soos ons gesê, die een tipe vraag wat jy definitief gaan kry. Eerstens, skryf jou vergelykings van jou asymptote neer. Ek vergelyk in my klas dikwels asymptote met 'n elektriese heining. Elektriese heining is mos nie 'n ding waarin jy graag gaan wil raak nie. So net so is 'n asymptoot 'n lyn waarna die grafiek nader kom, maar nooit gaan raak nie. So, wanneer ek 'n onbekende terrein betree, en kom ons sê, ek sê vir jou, daar sou elektriese heininge wees. Jy gaan mos nie verder gaan, voordat jy nie eers weet, waar is daai elektriese heininge nie. So net so, trek ek die analogie terug na hiperbole, en ek sê, wanneer ek hiperbole teken, gaan teken eers jou asymptote, sodat jy weet waar is daar die lyne, en dan teken jy die res van jou grafiek. Dan die koördinate van die snydingspunte van die asymptote. So, nie alleen kan ons nou 'n horisontale asymptoot hê en 'n vertikale asymptoot nie, maar hulle kan ook vir ons vra, waar is die snypunt? En dan voeg jy maar net daardie twee, want onthou die een gaan 'n x gelyk aan wees en die ander een gaan 'n y gelyk aan wees.
En dan voeg jy net daai twee saam in koördinaatvorm. En dis dan die snypunt van jou twee asse. Ag, nie van die asse nie, ekskuus, bedoel die asymptote. Goed, dan die vergelykings van die simmetrieasse. Ek kan vir jou vra om dit te skryf. Nou, ons gaan nou 'n bietjie voorbeelde doen daarvan. Dit is natuurlik die lyn wat skuins 45 grade na regs en 45 grade na links deur die grafieke loop. En dan moet jy natuurlik ook 'n hiperbool kan teken en onthou daar, die belangrikste is teken daardie asymptote heel eerste. Goed, dan kyk ons na die gemengde grafieke vraag. Wat kan ons daar verwag? Soos ons reeds gesê het, bestaan hierdie vraag altyd uit twee grafieke wat op een as gegee word. Die een is altyd 'n parabool en die ander ene kan dan letterlik enige ander van die ander grafieke wees wat ons daarby saamvoeg. So, die tipe vraag wat jy hier kan verwag is, eerstens hulle kan vir jou sekere vrae gaan vra, maar dit gebeur dikwels dat aan die begin van die vraag moet jy sekere punte identifiseer. En dit sonder dat hulle spesifiek vir jou vra. So, kom ons vra byvoorbeeld vir jou, wat is die afstand tussen punt A en B, maar A en B lê op die x-as. Ek vra vir jou indirek eintlik, wat is die afstand tussen die grafiek se twee x-afsnitte? Maar die vraag spesifiseer dit nie so nie. Hy sê vir my kry die afstand tussen A en B. Wat beteken jy moet self dan besef dat A en B is die x-afsnitte van die grafiek en dus moet jy hulle uitwerk deur y gelyk aan 0 te stel. So dis maar sulke goedertjies wat kan opkom, is dat jy eintlik self moet gaan uitpleis wat gebeur by 'n sekere punt. Dan die volgende vraag is natuurlik om jou x of jou y-afsnitte te kry. Kom ons kyk net gou weer. X-afsnit maak ons y-waarde 0 en y-afsnit maak ons x-waarde 0. O ja, ek wil gou net 'n opmerking maak oor die vorige punt. Die woordjie koördinate, dit is baie belangrik daar. Wanneer enige vraag vir jou vra, gee iets in koördinaatvorm, dan moet jou antwoord die twee hakies hê met die twee waardes binne-in. As jy net gaan skryf x is gelyk aan en y is gelyk aan, dan kan hulle vir jou 'n punt aftrek. Sommige kere op die memo sal jy sien hulle dui aan. As dit nie in koördinaatvorm is nie, kan jy dan die volpunte verdien. So maak seker daarvan. Dan die definisie en waardeversameling. Soos julle sien, dit kom by elke grafieke vraag kom dit maar voor. En dan die koördinate van 'n draaipunt van 'n parabool. Dit sal ons ook nou in die voorbeelde na toe terugkom. En dan kry die vergelyking van die simmetrieas van die parabool. Nou hy is baie maklik, want hy hardloop net vertikaal af deur die draaipunt van die parabool. En dan natuurlik is die hiperbool, wat ek ook gesê het, ons gaan nou in die voorbeelde prakties doen. Goed, dan verder ook, hulle kan vir jou vrae kry die vergelyking van die asymptote van die hiperbool. Met ander woorde, al die vrae wat ek nou by die hiperbool gesit het, dit kan natuurlik nou ook hierso voorkom. Die koördinate van die snypunte, hoe kry jy die snypunte van twee grafieke? Stel hulle gelyk aan mekaar. En weer eens net, ek gaan net weer daar merk, pas op vir daai woord, né? So jy moet koördinate hê. So as jy daai twee gelyk gaan stel aan mekaar, gaan jy net x-waardes kry, né? Waar kry ons die y-waardes vandaan? Ons vat die x-waardes wat ons gekry en druk dit terug in die oorspronklike funksie. Maar nou wanneer twee grafieke mekaar sny, lê daai snypunt, lê op albei die grafieke. So jy kan in enige een van die twee jou x gaan terugvervang. Kies altyd die een wat die maklikste gaan werk en druk dit daarin. Dan kry jy die vergelyking van 'n grafiek, dit het ons nou reeds genoem by die hiperbool. En dan die ander ene wat ook dikwels hier opduik, is pas transformasies toe. Nou wat se transformasies kan hulle vir jou vra? Hulle kan vir jou byvoorbeeld tipies vra, ek het 'n funksie en kom ons sê byvoorbeeld fx gelyk aan 'n sekere funksie. En dan kan ek gaan en ek kan vir jou sê hx is gelyk aan die funksie wat ek kry, as ek f vat en hom byvoorbeeld 3 opskuif en 2 regskuif, dan moet jy die oorspronklike grafiek vat en jy moet daardie skuwe kan toepas. So, ons kan translasies, sy ander naam verskuif, kan ons vra, en dan natuurlik ook die refleksies. Refleksies is daar 3 soorte wat hulle kan vra. Hulle kan vir ons vra,
reflekteer om die x-as, en dan gaan jy net y se teken verander. Reflekteer om die y-as, dan verander jy net x se teken, en die laaste ene reflekteer om y gelyk aan x, is dieselfde as om die inverse te kry van die grafiek. Jy ruil letterlik net die x en die y om, en dan kry jy net y alleen. So dis die tipes transformasies wat ons kan toepas. Dan moet jy ook twee grafieke kan vergelyk, soos ek nou genoem het, jy moet kan sê fx groter as gx, fx kleiner as gx, enige van daardie ongelykhede moet jy kan aflees met betrekking tot die twee grafieke. Goed, dan ons graad 12 werk, dit handel alles oor inverse. Nou, eerstens moet jy besef wat 'n inverse is. Ek het nou genoem dat refleksie om die lyn y gelyk aan x is presies dieselfde as om die inverse te kry. So wat basies gebeur, is as ek oorspronklik 'n funksie gehad het, en x was my toevoer gewees, en y was my resultaat wat ek gekry het, dan ruil ek letterlik die proses om. As jy terugdink in die laerskool, het julle sulke goed genoem, in meeste skole noem dit spinnekopdiagramme. Reg waar jy aan die linkerkant het jy jou toevoer gehad, en dan het jy 'n resep in die middel gehad, en jy het 'n uitvoer aan die regterkant gehad. Maar soms het hulle vir jou skets gegee, waar hulle die regterkant vir jou gegee het, en die resep in die middel gegee het, en dan moes jy teruggaan na die linkerkant toe. En wat het jy dan gedoen? Jy het die hele proses net omgekeer. En dis presies wat ons hier doen. So in hierdie geval gaan ons nou 'n funksies of relasies skryf, en ons gaan die hele proses net omdraai. Goed, dan, hoe kry ons 'n inverse? Soos ek nou genoem het, refleksie om die lyn gelyk aan x. Nou, die reël in die vroeë jare het ons transformasie as 'n afdeling in die vraestel as sulks gehad, en dan het ons altyd dit as reëls geskryf. Nou, jy het geskryf, wat doen jy om die betrokke transformasie te doen? So in die geval, ek het oorspronklik xy gehad, en dan, by die inverse, draai dit net om. So dis hoekom my resep sê ook, as ek begin met 'n punt xy, dan moet ek net die x en die y omdraai. Goed, nou om die vergelyking van die lyn van 'n inverse te kry, gaan jy letterlik die oorspronklike vergelyking neerskryf, en dan oralste waar daar 'n x staan, skryf jy nou 'n y, en oralste waar daar 'n y staan, skryf jy 'n x, en dan maak jy net weer uit die onderwerp van die vergelyking. Goed, nou kom ons sê, ek gee vir jou net koördinate. So ek gaan bijvoorbeeld vir jou sê, hier is 'n spesifieke koördinaat, kom ons sê 2, 5, en dan kan ek vir jou vra, reflekteer hom nou vir my om die y-as, gee vir my die nuwe koördinaat. Soms is dit nodig, hulle gaan nie 'n blaatante punt net so gee en vra wat is die refleksie nie, maar soms het jy dit bijvoorbeeld op 'n grafiek nodig, om te weet wat is die inverse punt se koördinate. En dan weer eens, jy wil net x en y om. So, ek wil amper vir jou sê, die woord inverse, sê net vir jouself daarby, ruil x en y om. Maak nie saak of dit 'n vergelyking of 'n punt is nie. Jy draai net die twee om. Goed, nou, wat betref definisie en waardeversameling. As ons by die oorspronklike grafiek 'n definisie en 'n waardeversameling gehad het, reg? Dan sê die definisieversameling mos vir my by die oorspronklike grafiek, wat se x'e kan hierdie grafiek moontlik aanneem. Maar as ek nou in die proses gaan en ek ruil my x en my y om, dan ruil my definisie en waardeversameling ook om. So jou definisieversameling van die oorspronklike funksie gaan gelyk wees aan die waardeversameling van die inverse. En die teenoorgestelde is ook waar, so die waardeversameling van die oorspronklike gaan gelyk wees aan die definisieversameling van die inverse. So wat hulle dikwels in 'n vraag doen, is hulle sal vir jou byvoorbeeld vra, hier is 'n spesifieke funksie, en jy moet vir my sê, wat is die waardeversameling van sy inverse? Sê jy, waardeversameling van inverse is dieselfde as die definisieversameling van die oorspronklike grafiek. Dan gaan jy op die oorspronklike grafiek, jy lees die definisieversameling af, en jy herskryf hom net met jou woord, met 'n y, sodat dit 'n
waardeversameling word by die inverse. Dan beperkings op die definisie en waardeversameling. As daar 'n definisieversameling beperking is, so ons gaan daarby kom in die praktiese voorbeelde is daar byvoorbeeld 'n parabool en ons vra dan vir jou, jy moet die definisieversameling beperk sodat hy 'n funksie het, sodat die inverse funksie is. Nou, wanneer jy sulke beperkings het, kom ons sê daar staan nou f(x) is gelyk aan 'n sekere funksie en daar staan byvoorbeeld vir jou by x groter gelyk aan 0. Dan moet jy daardie proses waar jy jou x en jou y's omdraai, moet jy ook op daai beperkings doen. So jy moet dan, as daar x groter gelyk aan 0 gestaan het, moet jy dit verander na y groter gelyk aan 0. En dan moet jy dit natuurlik verder toepas, reg? So daarby gaan ons ook nog uitkom. Dis die beperkings. So, net vir jou, om gaga deur die lys te hardloop, seker te maak dat jy alles het, kan jy hierdie lysie gebruik en dit net afmerk vir jouself dat jy alles nou onder die knie het. So eerstens, teken van A4 jou basiese grafieke. En ek wil hê, sit 'n nota daarby, onthou al jou byskrifte. Tweedens, gee die definisie en die waardeversameling van enige van jou basiese 4 grafieke. En dan moet jy al die basiese vrae wat ons in graad 11 vir jou kon gevra het, dit moet jy natuurlik kan aflees. Stygend, dalend, waar is die draaipunt, al daardie goeders wat jy in graad 11 moes aflees, jy moet dit weer kan doen. Dan moet jy ook die inverse van 'n funksie kan teken, en jy moet dit ook saam met sy oorspronklike grafiek kan teken. En dan, wanneer jy met 'n parabool te doen kry, dan moet jy natuurlik sy inverse kan teken, maar jy moet ook die vergelyking daarvan kry. So enige van my funksies moet ek kan die x en die y omdraai en my inverse kan kry. En onthou net om jou funksie dan weer in standaardvorm te kry waar jou y alleen is. Dan, net met betrekking tot 'n parabool, moet jy vir my die oorspronklike grafiek se definisieversameling kan beperk, sodat die inverse 'n funksie is. En jy kan dit maar baie maklik onthou. Onthou, 'n parabool het mos hierdie vorm. As ek nou 'n positiewe parabool vat, reg? As ek kyk na sy inverse, dan lê hy na regs. My regs nou, julle sien dit dalk omgekeer. So, as hy 'n inverse is en hy lê hierdie kant toe, gaan hy nie 'n funksie wees nie. En wat is die probleem? Die probleem is dat daardie 2 bene veroorsaak dat wanneer ek die vertikale lyntoets op hulle doen, dan slaag hy nie die vertikale lyntoets nie. Want die vertikale lyntoets vereis dat hy die grafiek slegs 1 keer mag sny. En daai ding gaan dan veroorsaak dat hy hom 2 keer gaan sny. Maar hulle gaan nie vir jou vra, wat moet jy aan die inverse doen nie. Hulle vra vir jou beperk die oorspronklike grafiek. So jy moet terug na die oorspronklike grafiek. En maak nie saak waar hy lê nie. Al wat jy doen is, kap net die een been af. So jy gaan kyk wat is die draaipunt se x-waarde, en dan gaan jy net vir my sê, x groter of gelyk aan hierdie draaipunt se x-waarde, of aan die ander kant, x kleiner of gelyk aan die draaipunt se waarde. So dis altyd dieselfde. Gebruik die draaipunt, en jy sê jou x moet groter of kleiner gelyk aan die x-waarde daarvan wees. Goed, dan ook gee die vergelyking van die inverse van die parabool, en dan met sy definisieversameling beperk. Dan moet jy ook die inverse van 'n eksponensiële grafiek gaan teken. En onthou, eksponensiële grafiek se inverse gaan na logaritmiese grafiek toe. En dan moet jy in beide gevalle, eksponensieel en logaritmies, moet jy dan natuurlik ook nou vir my die vergelyking van die grafiek kan gee. En dan moet jy ook loggrafieke gaan teken. Nou 'n stukkie raad van my kant af hierso. Ek leer vir my kinders net baie goed hoe om die eksponensiële grafiek te teken. En dan sê ek vir hulle, jy hoef nie eers te gaan leer hoe lyk die logaritmiese grafieke nie. Al wat jy doen is, as hulle vir jou logaritmiese grafiek te vra, dink gou wat was die oorspronklike grafiek. Teken 'n rowwe skets van hom en ruil dan letterlik net al die x'e en die y's om. En dan kan jy jou logaritmiese grafiek. En dan laastens natuurlik enige interpretasievrae van grafieke, beide graad 11 en graad 12, jy moet daardie interpretasievrae kan doen. Goed, kom ons kyk volgende. Hier gaan ons net 'n bietjie na vraestelle kyk, né? Sodat julle 'n bietjie 'n idee kan kry hoe kan ons hierdie goed kan vra. Die eerste skets hierso is 'n tipiese hiperbool skets. So hulle gee vir my die grafiek, maar
hulle gee nie sy vergelyking voluit nie. Reg sien julle daarso, hy het P's en Q's in. En hulle sê net vir my die asymptote van die grafiek sny by 1, 2. Nou as ek daardie gaan kyk, daai 1 sê vir my sy vertikale asymptoot moet by x gelyk aan 1 wees en sy horisontale asymptoot moet by y gelyk aan 2 wees. So dadelik weet ek wat die asymptote se vergelykings is. Maar nou goed, kom ons gaan kyk wat is die eerste vraag. Die eerste vraag het hulle my gevra wat is die waardes van P en Q. Met ander woorde, jy moet natuurlik nou eintlik eers jou vergelyking gaan kry. Tweede vraag het gevra bereken die x-afsnit van H, dan die x-koördinaat van die x-afsnit van G, waar G H gevat het en dan 'n aanpassing gedoen het. Dan die vergelyking van die simmetrie-as van H, onthou ek het vroeër gesê ons sal terugkom daarna toe, ons gaan dit hierso doen. En dan laastens is daar 'n ongelykheidsvraag. So kom ons vat hulle nou een vir een. As ons die waardes van P en Q soek, P lê daar en Q lê daar. So wat gee elkeen van daai parameters vir my? As ek 'n Q daar aan die agterkant het, gaan hy vir my sê of die grafiek op of afgeskuif het. As dit positief is, het hy opgeskuif. Dink aan 'n ysblok. Positief, ek gaan op. Negatief, ek gaan af. En dan P gee vir my die hoeveelheid wat hy horisontaal geskryf het. Nou, as ek gaan kyk na hierdie grafiek, omdat hy by y gelyk aan 2 asymptoot het. Onthou, wanneer ek 'n hiperbool skryf, verbeel jou, ek vat 'n hele, kom ons sê, ek vat een van my leerders, en ek sê, ek vat hom van hierdie kant af, en ek gaan hom nou skuif na daardie kant toe. Ek los nie 'n deel van hom daar nie. Ek vat die hele grafiek, ek vat die hele leerder, ek skuif hom met al sy ledemate, skuif ek hom daai kant toe. So, net so, as jy 'n hiperbool gaan skuif, onthou, alles skuif saam met hom. So dis nie net die basiese grafiek wat skuif nie. Dis sy asymptote wat skuif, en dan sit ook sy simmetrieasse wat skuif. So, die simmetrieasse gee vir jou wenk van hulle geskuif. So, omdat die horisontale simmetrieas nie, asymptoot, nou 2 hoër lê, sê dit vir jou, hierdie grafiek het 2 opgeskuif. So daarom kan jy jou Q-waarde dadelik gaan skryf as Q gelyk aan 2. Dan wat die horisontale skuif betref, moet jy natuurlik nou net oppas. Hierdie grafiek het 1 regs geskuif. Maar onthou vir 'n regskuif moet dit nie plus P wees nie, dit moet minus wees. So daar moet onder die lyn, moet daar eintlik staan, x minus 1, want ek het regs geskuif. En as x dan minus 1 is, dan sê jy vir jouself goed, met ander woorde plus P moet gelyk wees aan minus 1, so P is net minus 1. So wees net baie versigtig vir die horisontale skrywe. Volgende ene, soek die koördinate, maak weer sommer net highlight vir jou daarso, van die x-afsnit van H. We kry ons nou weer x-afsnit, ons maak die y gelyk aan 0. So, ons vergelyking wat ons in die eerste vraag gekry het, is dan natuurlik nou daar, waar x is gelyk aan 1 op x min 1 plus 2. En ons soek sy x-afsnit, so ons gaan die y-waarde namaak. So, linkerkant maak ons 0. Die breek self hier is klaar positief. So, vat eers die 2 oor na die regterkant toe, hy word minus 2. En dan, omdat jou veranderlike in die noemer is, vat die hele noemer en maal hom aan die ander kant. Kan nie net 'n deel van die noemer vat nie, jy moet die hele noemer vat. So goed, dis reg. Kom ons gaan maal hom nou aan die ander kant. Nou kan jy een van 2 kaarte vat. Jy kan nou of eers inmaal en dan jou x alleen gaan kry, of jy kan direk, kan jy jou 2 gaan deel aan die ander kant. Dit maak nie saak nie, jy gaan by dieselfde ding uitkom. In hierdie geval, as ons die 2 oorvat, die minus 2, as ons hom oorvat na die ander kant toe, dan word dit minus 'n half aan die regterkant. Maar dan vat ek die 1 oor wat plus 1 is. En 1 minus 'n half gee vir my dan my finale antwoord van 'n half. Maar onthou nou, dis die x-afsnit en ek moet die koördinate gee. So jy moet hom 'n koördinaatvorm gee waar jou x 'n half is
en dan jou y-waarde is 0 daarso. Goed, volgende enetjie het gevra, gee die x-koördinaat. So in hierdie geval hoef jy nou net te skryf, x is gelyk aan. Kyk, van die x-afsnit van g. Okay, nou sê jy maar g is nie op die grafiek nie. Ja, kom ons gaan kyk. Waar kry hulle g vandaan? Hulle sê, vat h, en waar x staan, vervang jy met x min 3. So, as ek x vervang met x min 3, beteken dit hy gaan 3 links skuif. Okay? So, jy kan hierdie vraag direk uit die vorige ene uitkry. In die vorige ene het jy mos gekry dat die x-afsnit was by 'n half. Dis daai waarde daar. Maar nou moet ons hierdie grafiek vat en ons moet hom 3 links skuif. So as ek hom 3 links skuif, skuif sy asymptote 3 links en sy x-afsnit gaan ook 3 links skuif. So jy kan die vorige x-afsnit vat, die half, en jy kan hom letterlik net minus met 3. En dit gee dan vir ons nuwe x-afsnit van x is gelyk aan minus 5/2. Goed. Volgende enetjie vra, die vergelyking van 'n simmetrie as van H. Nou, ek het 'n baie maklike manier wat ek sommer vir jou gaan gee wat jy hierdie kan aflees. My kinders noem dit die piesang of die bootjie, of partykeer sê ek dit lyk vir my sommer soos 'n peanut of 'n grondpuntjie. As jy gaan kyk na dit wat ek daar omkring het, dit gee vir jou eerste simmetrie as. So, in ons geval, gaan ek net gou ons vergelyking kry. As ons oorspronklik gehad het, dit was 1 op x min 1 plus 2. So, ek kan nou direk daar, y is gelyk aan daardie gedeelte. Kan jy direk aflees? Dan word dit, y is gelyk aan x min 1 plus 2. En dit gee vir my y is gelyk aan x plus 1. Of, alternatiewelik, as jy nie hou van daai metode nie, en dit werk nou nie vir jou nie, skies ek net daar gou klaar maak, so dit word x plus 1, het ek net nie geskryf nie. Alternatiewelik, kan jy vir my sê, hierdie snypunt van jou asymptote, dit is 'n punt wat op die simmetrie as lê. So, jou simmetrie asse loop mos nou daar so skynsteer, en dan aan die ander kant so skynsteer. So, as jou simmetrie asse daar deurloop, beteken dit, as hulle vir my daardie basiese vorm gee van die simmetrie as, kan ek hierdie punt 1, 2, kan ek daar gaan invervang, want hy lê mos op beide simmetrie asse. So as ek dit dan nou invervang, dan kry ek ook my t is gelyk aan 1. En hulle het net gevra vir die waarde van t. So daar het jy hom gekry, en daar het ek hom ook gekry. T is gelyk aan 1. Goed, nou kom ons by 'n snaakse ding. Hulle gee nou vir my so 'n uitdrukking, en nou wonder jy wat hier aangaan. Onthou, jy's besig met grafieke vrae. Moenie dadelik wegtrek en daardie ding algebraies probeer uitwerk nie. Dis nie wat hulle wil hê nie. Hulle wil hê jy moet met behulp van die grafieke werk. So, net gou vir ons oorspronklike grafiek net sy vergelyking weer hier neerskryf. Was x min 1 en plus 2. Wanneer jy by so 'n grafieke vraag kom, sê vir jouself, goed, ek moet probeer om my grafieke daar te kry. Want ek wil dit graag van die grafieke aflees, maar dit beteken my uitdrukking moet soos die grafieke vraag lyk. Nou as ek gaan kyk na daardie ding, daar's my 1 op x min 1. En hierdie plus 2 kan ek mos kry as ek daardie ene net oorvat na daardie kant toe. So dan kry ek 0 kleiner gelyk aan 1 op x min 1 plus 2. Nou moet ek raak sien, maar daardie ding wat ek nou daar aan die regterkant het, is mos nou my h-waarde, of my h-funksie, wat ek gesoek het. So wat vra hierdie vraag eintlik? Hy vra eintlik vir my, waar is h groter gelyk aan 0? Nou, h groter gelyk aan 0 beteken alles van h wat bokant jou x-as lê. So daar's my x-as
wat beteken ek gaan daardie stuk moet gebruik en ek gaan daardie stuk moet gebruik. En nou moet jy net die ekse daarvoor gaan aflees. So ek sê vir my kinders, is amper soos om 'n definisieversameling af te lees van daai stukke wat ek nou ingekleer het. So die eerste stuk, onthou nou, want ek het nou al X mos daar wat ek gebruik. So eerste stuk gaan van, onthou ons X-afsnit was hier, 'n half. O ja, dis 'n ander belangrike ding wat ek vergeet het om te sê. Wanneer jy met grafieke werk, elke liewe dingetjie wat jy uitwerk, skryf dit op jou skets, want jy gaan 'n hele paar vrae kry, en jy gaan teen die einde nie meer onthou wat het jy nou alles uitgewerk nie. En soms as jy nie daai goed pertinent weer sien nie, dan vergeet jy het sekere inligting, en dan word jy later 'n vraag partykeer vir jou ondoenbaar, net omdat jy nie die vorige inligting alles kan sien. So, as ek nou daai X-afsnit daar het, beteken dit, my X'e kan loop van min oneindig tot by 'n half, dis die eerste stuk. En die tweede stuk gaan by 1 begin, wat my asymptoot is, en dan gaan hy aangaan tot by oneindigheid aan die regterkant. So, daarom kan ons hierso sê, X kleiner gelyk aan 'n half, en hoekom is hy gelyk? Want daardie ding daar, bo, julle daarso, hy het 'n is gelyk aan by, so daarom het myne ook 'n is gelyk aan. So, X moet kleiner gelyk aan 'n half wees, en dan die tweede stuk is X groter as 1. In hierdie geval, hoekom nie gelyk nie? Want is asymptoot, want daar ons raak nie aan die asymptote nie. Jy kan hierdie ook in intervalnotasieformaat gaan skryf, wat beteken jy gaan sê van min oneindig tot by 'n half met 'n blokkie. En dan die ander kant, dis of, want onthou hy kan net een van die twee wees, of 1 tot by oneindig. En die een is nie ingesluit nie, daarom is hy 'n rondakie. Goed, dan vraag 4.2, dis nou ons gekombineerde vraag. Ons het hierso 'n parabool, daar lê hy daaronder, en dit is F, en dan het ons 'n eksponensiële grafiek. Ag, daar is ons G, en dis hierdie enetjie wat hieronder lê. So, hulle sê vir my verder, ek gee net die paraboolse vergelyking, nie die eksponensiële ene nie. Dan sê hulle vir my E en H is die X-afsnitte, C is die Y-afsnit van F, maar hulle sê hy lê ook op die asymptoot van die eksponensiële grafiek. So met ander woorde, as ek die asymptoot van die eksponensiële grafiek gekry het, kan ek die koördinate van C kry, of omgekeerd. En dan sê hulle die twee grafieke sny dan ook by D, wat die draaipunt van F is. Goed, kom ons kyk gou die vragies wat hulle vra. Eerste vra hulle die y-koördinaat van C, reg, so ek wil weet waar sny die y-as daar. Dan wil ek ook die koördinate van D hê, dis my draaipunt. En dan wil ek A en Q kry in my eksponensiële grafiek. Dan die waardeversameling van G, en laastens bepaal die waardes van K, waarvoor die waarde van fx minus K altyd positief sal wees. Ek gaan vir julle nou baie mooi wys hoe om hierdie tipe van grafieke te vrae te beantwoord. Maar ek sê altyd vir my leerders, as jy by hierdie vraag kom, om van 'n rede is julle nie baie lief vir hierdie K-vraag nie. As jy daar kom en hy lyk vir moeilik, jy het hulle nou goed ingeoefen, maar jy sien dit nog steeds nie raak nie, gaan eers verby. Hoekom? Hierdie vraag tel net 2 punte. Jy kry geen punte vir die beredenering oor hoe jy daarby uitgekom het nie. Jy kry net punte vir die antwoord. So besop dat jy te veel tyd met hierdie tipe van vraag mors, ten koste van latere maklike punte. So, kom ons doen die eerste enetjie was die y-koördinaat van C. Nou, ons het gesê, daai C, of laat ek so stel, die C lê op die parabool. Nou, so as hy op die parabool lê, en ek weet mos, op die y-as is my x mos 0. So ek kan f se vergelyking vat, en ek kan net x se waarde 0 maak. En dit gee dan vir my, dat my y-afsnit is by 0 min 5. En dan hulle het hier net gevra vir die y-koördinaat, so dis nie nodig hier
om hom regtig 'n koördinaatvorm te gaan skryf nie. Jy kan net skryf y is gelyk aan -5. Dit sal reg wees. Dan die koördinate van D. Nou wanneer my parabool in standaardvorm is, dan gaan ek sommer die kortpad manier gebruik. En dit is die x is gelyk aan minus b op 2a. As jy ooit vergeet, wat is daar die formuletjie? Onthou jou heel eerste formule op jou formuleblad. Minus b plus of min wortel b kwadraat minus 4ac alles op 2a. As jy daardie formule vat en jy ignoreer die hele wortelgedeelte, dan gee dit vir jou x-waarde van jou draaipunt. Goed, so hy is so indirek wel op jou formuleblad. Kry hom net daarvan af. In ons geval het ons nou vir die y-waarde van die draaipunt, dan weet ons x is gelyk aan 2, want dit was minus 4 vir 'n b-waarde op 2 maal 1 vir die a-waarde. Dit gee vir my 'n x-waarde van 2. Maar nou omdat ek koördinate soek, ek weet nou nog net hierdie x-waarde is 2. Nou soek ek sy y. Nou, daar, fx is mos net 'n ander naam vir y. So as ek sy y soek, moet ek daardie vergelyking gekry en ek moet my x gelyk aan 2 in vervang. En as jy dit gaan uitwerk, dan kry jy f van 2 is min 9. So ek gaan nou hier sommer onder net gou vir ons invul. Dis 2 min 9 vir die draaipunt. Oké, ons volgende enetjie. Kry die waardes van a en q. A en q is op my eksponensiële grafiek. Nou ek het nou al klaar in die vorige ene, het ek hier 2 min 9 gekry en daar het ek 0 min 5 gekry. So ek het daai 2 punte. So, maklikste manier is, as jy nou gaan kyk na jou oorspronklike grafiek, onthou daai sinnetjie wat gesê het, die y-afsnit lê op die asymptoot van G. So, die horisontale asymptoot se vergelyking gaan ons altyd begin met y is gelyk aan. En wat is my y-waarde hier? Dis min 5. Goed. So, as my y-waarde daar min 5 is, dan weet ek, dis is ook die asymptoot van my eksponensiële grafiek. So daardie q wat daar agter staan, moet dan min 5 wees. So nou vervang jy dit eers daarso in. Goed. Nou lyk hy as volg. Om nou die ander punt, of die ander waarde, die a te kry. So ek soek nou my a-waarde. Kort ek die x en gx, wat natuurlik sy y-waarde is. Maar, iets pas vir my gesê, punt C lê op daai grafiek. So vat C, druk hom daarin. Jy kan die draaipunt kan jy ook gebruik het. Maak nie saak nie, altyd van hulle sal werk. En dan kry jy dat jou A werk op die uiteinde uit op minus 1. So dan het ek my A gelyk aan min 1 en my Q gelyk aan min 5. Dopsala. Dan die waardeversameling van G. Nou G is die eksponensiële grafiek. So, wat is sy waardeversameling? Van min oneindig op tot en met min 5, wat dan nou ook die asymptoot daar is. Ek gaan nooit verby daai asymptoot gaan. Goed, volgende vraagie vraag. Kry die waardes van K waarvoor die waarde van fx minus K altyd positief sal wees. Nou goed, ek redeneer hierdie goed op 'n effens langer metode uit, maar ek vind dit werk vir my. Dikwels doen van my leerders doen hierdie vraag en dan eintlik raai hulle. Party probeer dit aflees, maar as jy een van daai kinders is se antwoorde dikwels, dit lyk so amper reg, maar jy het byvoorbeeld x kleiner as 3, of k kleiner as 3, terwyl dit groter as 3 moet wees. Dan stel ek voor, jy doen dit maar soos wat ek doen, op die langer pad. So, eerstens, as hulle daai vir my gee, die feit dat daar 'n minus is,
sê vir my, kom ons kyk na afskuif. So, as ek hierdie grafiek vat, en onthou nou, ons is nou besig met F. So, dis daardie rooie. As ek hom enigstens gaan afskuif, dink jy dit sal altyd moontlik wees dat al sy waardes, reg, dan nog steeds positief is? Nee, want my x-as loop klaar, op die oomblik daarso. Ekskuus vir daai hobbel. Die x-as loop daar, hierdie waardes is op die oomblik negatief. As ek verder gaan afskuif, gaan my grafiek net al verder negatief word. So, afskuif gaan nie 'n opsie wees nie, want dit gaan nie vir my enige positiewe waarde gee. So, ons wil graag opskuif. Nou kyk jy. Onthou nou, hierdie draaipunt hierso was 2 min 9. So as ek nou hierdie grafiek vat, en ek skuif hom op, ons wil op die punt kom, dat die y-waardes van hierdie grafiek altyd positief is. So hy moet bokant die x-as wees. So ons moet, sien julle daar is die 9, geef my die y-waarde, so ek moet meer as 9 eenhede gaan opskuif. Maar nou, hier is die kern van die hele ding. Dit is die stukkie waar jy gaan voorkom dat jy jou teken verkeerd om het, of dat jy byvoorbeeld 'n minus in plaas van 'n plus. Onthou, ons het hier opgeskuif. So gaan eers vat die vergelyking wat hulle, of die uitdrukking wat hulle daar vir my gee, en skryf hom net oor, sodat hierdie middelste ding 'n plus is. Hoekom? Want ek gaan ons nou opskuif. En wat moet dan nou al oorbly, in hierdie geval is dit min k, want ek gaan ons nou daarie maak ek nou plus minus k. Daarie is dan die afstand wat jy gaan skuif. Goed, ons kom nou terug daarna toe. Ok, nou, jy het vir my daar in woorde gesê, die afstand wat ek moet opskuif, moet meer as 9 eenhede wees. So, jy gaan nou die minus k groter as 9 stel, en k is dan kleiner as min 9. En dit is hierdie laaste stukkie, wat dan nou dikwels vir julle 'n probleem is. So, onthou hierdie klein, dis een ekstra stappie wat jy gaan insit. As jy besluit het, hy kan opskuif, en jou teken is minus, herskryf hom net, sodat jou teken klaar reg is. Want dan weet jy wat ook al in die hakkie staan, dit is my afstand. Daai minus help my dan, dat hy hieronder sal omdraai. Goed, volgende een sê, gee vir my die koördinate van B. Nou hier het ek 2 reguitlyn grafieke, baie maklik, is gelyk aan 2x plus 6, en dan sê hulle die ander ene is die inverse van G. Toe sê hulle vir my D en B is die x en die y afsnitte, daar is hy en hy, van G, en C is die x afsnit, daar is die y. Dan sê hulle vir my die 2 grafieke van G en G se inverse, sny by A. Die tipiese vraag wat jy hier gaan kry, is gee die koördinate van B, kry die vergelyking van die inverse, dan kry die koördinate van A, die lengte van AB, en dan laastens die oppervlakte van driehoek ABC, wat natuurlik gaan beteken, jy gaan daai driehoek moet toemaak. Kom ons tackle hulle so een vir een. Eerstens die koördinate van B. Hierdie is daai wat ek vir jou gesê het, jy moet punte kan identifiseer. Wat gebeur by B? Die oorspronklike funksie wat gx was, sny die y-as. Met ander woorde, dit is die y-afsnit. Hoe kry ek die y-afsnit? Maak x net gelyk aan 0. En dan kry ek 2 maal 0 plus 6 is 6. En dit gee vir my sy koördinaat, want dit is 0, 6. Goed. En onthou koördinaatvorm, né? Volgende enetjie, kry die vergelyking van die inverse in daardie vorm. Nou, jy het die oorspronklike grafiek, daar is hy.
Inverse, ruil jou x en jou y om. So, volgende reeltjie gaan ek nou skryf. X is gelyk aan 2y plus 6. En dan moet ek net weer y alleen kry. So 2y is gelyk aan x min 6. En dan deel jy reg deur 2. Dis waar ek by daardie waarde en daardie waarde uitkom. Goed, dan skil ek koördinate van A. Nou op hierdie stadium, op die koördinate van A is waar G en sy inverse mekaar sny. So as ons nou gaan kyk daarna, want daar snypunte beteken, gaan stel die twee grafieke gelyk aan mekaar. So ek gaan die 1, 2x plus 6, dis die een wat gegee was, stel ek gelyk aan 'n halwe x min 3. Dan vereenvoudig ek het nou maar net reg deur hierso met 2 gemaak, so ek kry 4x plus 12 is gelyk aan x min 6, en dan vereenvoudig 3x is gelyk aan min 18, x is gelyk aan min 6. Maar pas op weer, koördinate. So as ek kyk na koördinate, dan het ek 'n y-waarde nodig. So wat jy nou gaan doen is jy gaan na x gelyk aan, en hier sien ek nou van my oogie hierso, daar moes 'n minus gewees het. So maak net hierdie reg op die skyfies asseblief. Ek sien hom regtig nou eers raak, maar die volgende reeltjie het ons hom darm reg in vervang. So druk ek min 6 in by die x-waarde, en dan kry ek, my y-waarde is min 6. So A is dan die punt min 6, min 6. Goed, volgende enetjie. Kry die lengte van AB. Nou ek het A is min 6, min 6. En B is mos my y-afsnit van my oorspronklike funksie. So dis 0, 6. So as ek nou die lengte van AB wil gaan gebruik, gaan ek die afstandsformule gebruik, waar ek dan nou gaan sê, afstand is gelyk aan wortel x2 min x1 op kwadraat plus y2 min y1 gekwadreer. Druk in, en op die uiteinde sal jy kry 13,42 eenhede. Ok, so onthou nou net, jy het nou al daai lang lengte, né? 13,42. Toe vra hulle vir my, kry die oppervlakte van driehoek ABC. Nou daar is 2 maniere wat jy hierdie ding gaan doen. Ek vir julle beide maniere wys. Die eerste ene is dat jy jou driehoek gaan opdeel in 2 verskillende driehoeke. Reg? So ek gaan net gou-gou hierso my kleur verander, dat ons net gou-gou kyk. Ek gaan eers met die linkerkantste driehoek werk. Daai enetjie daar. En dan gaan ek my kleur verander, dat ek net na 'n ander kleur gaan. Kom ons maak daardie ene dan die regterkantste driehoek, maak ons weer ons rooi driehoek. So ek split hom so op in 2 driehoeke. Maar nou gaan jy vir my sê, maar ek het nog steeds nie 'n reghoekige driehoek nie. Dis nie 'n regtige probleem nie. Want as jy jou bladsy bietjie gaan regop draai, met ander woorde jy gaan om 90 grade draai klokslaas, dan kan jy, kom ons kyk nou eers weer net na die blou driehoek. As ek na die blou driehoek gaan kyk, en ek weer terugkom daar, dan, jy het mos hierdie koördinaat min 6, min 6. As ek daai min 6, min 6 het, beteken dit my x-koördinaat is daar min 6, en my y-koördinaat is daar ook min 6. Goed, so, hierdie afstand hier, wat ek hier horisontaal so in 'n stippellyntjie getrek het, is dus 6 eenhede. En daardie afstand daar, gaan ek maklik kan kry. Ek het mos B se koördinate al, dit is 0, 6. Nou onthou, jou y-afsnit hier, alles draai mos om by die inverse. Jou y-afsnit kan jy nou gaan teruggaan, en jy kan jou vergelyking gaan gebruik van jou inverse, en jy kan jou x0 maak, of jy kan jou oorspronklike grafiek gaan vat, dit is die y is gelyk aan 2x plus 6, en jy kan sê, kom ek kry eers sy x-afsnit.
Om sy x-afsnit te kry, maak ek y 0, so dis 2x plus 6, en dan kry ek 2x is gelyk aan min 6, so x is gelyk aan min 3. So hierdie punt D hierso is dan min 3, 0. En jy kan hom dan net omdraai om vir jou hier te sê, dis 0, min 3. Want alles draai net omdat die twee grafieke mekaar se inverses is. So, ek kan nou daar 'n y-waarde van 6 hê, en hier het ek mos 'n y-waarde van min 3. So die totale afstand, ek het nou hierdie een op my slides, dink ek het hom P genoem, as ek reg onthou. Daar het ek net gesê, benoem hom P. So BP is dan 6 eenhede daar, plus 3 eenhede onder die x-as. So in totaal, 6 minus 3, gee vir my 9 eenhede. So BP se lengte is dan 9 eenhede. Ek gaan dit sommer daar skryf. En hierdie 6 wat ek hieronder aangedui het, dit is dan die loodregte hoogte. So ek gaan weer vir jou sê, draai jou kop net 2 keer dwars en kyk vir hom. Hier is my basis waar die 9 nou is, BP, en die 6 hieronder van A af na die x-as, na die y-as toe, is 6 eenhede, dit is my hoogte. So dan kan ek die linkerkantste driehoek maklik gaan uitwerk. Ek het sy basis, ek het sy hoogte, so sy oppervlakte is dan half maal basis maal hoogte, en dit gee vir my 27 vierkante eenhede. Nou gaan ons aan die ander kant toe. As ek aan die ander kant gaan kyk, ek soek eintlik C se koördinate. Nou sy y-waarde is 0, wat ek natuurlik nou in G se inverse se vergelyking kan gaan indruk. Of ek kan vir myself sê, maar ek weet die y-afsnit van die oorspronklike grafiek was by 6. So vervang net y met x, dan moet dit hierheen se x-afsnit moet 6 wees. Goed, so nou het ek C se koördinate. Wat beteken die loodregte hoogte aan daardie kant is dus ook 6. En sy basis is dieselfde. So sy oppervlakte aan die regterkant gaan presies dieselfde wees as die oppervlakte aan die linkerkant. Sy basis is ook 9 en sy hoogte is dan nou ook 6. En die oppervlakte is dan ook 'n 27 en dan tel ek net die twee driehoeke se oppervlakte bymekaar en dit gee dan vir my die totale oppervlakte. Goed. Nou ek het nou gesê ons kan dit op 2 maniere doen. So ek gaan gou-gou probeer terughardloop. Dus net gou-gou kyk. Weer heeltemal teruggaan. Pas net 'n oombliekie. Ek wil net ons skyfie skoon kry. Goed. Ekskuus, tyd nou die skets my saam terugbring. Wat ons ook kon gedoen het. Julle het mos daar al die lengte van AB uitgewerk, reg? Nou die lengte van AB is presies dieselfde as die lengte van AC. Want die twee lyne is mos spieelbeelde van mekaar. So ek het reeds daardie afstand en ek het hierdie afstand AC ook. Jy kon gegaan het en met behulp van die helling die inklinasiehoek daar by G uitgewerk het. So ek gaan daar met 'n kolletjie merk. Want jy het die helling van daai lyn, so dan van daardie inklinasiehoek is gelyk aan die helling van hierdie lyn wat 2 is. So dan kan jy die inklinasiehoek daar kry. Net so, jy het die helling van die ander lyn. En jy kan sy inklinasiehoek daar uitwerk. Dis die enetjie wat ek daar nou met 'n vet ster daar merk. En as jy daardie twee hoeke het, onthou, daardie inklinasiehoek daar by C is mos reg oorstaande met die hoek hier binne die driehoekie. Reg daardie tweeetjies staan. Dan kan ek in hierdie onderste driehoek werk, waar ek driehoek ADC. Dan kan ek die grootte van hoek A gaan uitwerk, want dit is dan buitehoek, wat die kolletjiehoek daar by hoek D is, minus die vet sterretjie se hoek, en dan trek ek die 2 af, want dit is buitehoek minus oorstaande binnehoek, en dan kry ek hoek A. En sodra ek hoek A het, kan ek dan met die oppervlakte reël. Oppervlakte is gelyk aan half maal
AB maal met AC sin van hoek A. So jy kon hom op daardie manier ook gedoen het. Goed, ons het dit nou net nie hier op die memo alles ingesit nie, maar hy gaan vir jouself die antwoord gee. Dis sommer net vir jou vir interessantheid. Goed, volgende vraag. Nou het ons weer 'n hiperboolvraag hierso. Reg. So, lekker die eerste vraag, so voorspelbaar. Geef ons die asymptote van H. Tweede een vra vir die simmetrie as van H, maar in hierdie geval net die een wat 'n negatiewe gradiënt het. Dus kom daarby. En dan die laaste een teken die grafiek en dui duidelik alle asymptote en die asnitte met die asse. So kom ons kyk. Eerste vraagie was die vergelyking van die asymptote. Daardie stukkie daar gee vir jou vertikale asymptoot. So, x is gelyk aan 1. Hoekom? Want x min 1 beteken die grafiek het 1 regs geskuif. So as hy 1 regs skuif, beteken dit ek het 'n vertikale lyn by x gelyk aan 1. En dis dan ook my vertikale asymptoot. Die ander enetjie wat jy hier agter gehad het, die plus 2. Hy het vir my gesê die grafiek het 2 opgeskuif. So onthou nou, die hiperbool skuif saam met sy asymptote en sy simmetrie as alles skuif op. So as die grafiek 2 opskuif, beteken dit my asymptoot skuif ook 2 op. En dit maak dan dat jou horisontale asymptoot dan gelyk is aan 2. Goed, volgende vraag het gevra, ons moet die simmetrie asse kry, maar in hierdie geval net die een met 'n negatiewe gradiënt. Want dan nou het ek vir julle vertel, dat ons kan gaan en hom net so aflees. Maar dit was net die een. Ek het nie die tweede een vir jou nou gegee nie. Hoe gaan ons die tweede een kry? Ek gaan hulle albei gou neerskryf. Die eerste een is, A is gelyk aan x min 1 plus 2, en dit gee vir my x plus 1. Om die negatiewe een nou te kry, gaan jy net gaan presies net so aflees, x min 1 plus 2, en jy gaan net voor hierdie gedeeltetjie sit jy net 'n minus, want hy gaan mos in die teenoorgestelde rigting lê. So, presies dieselfde aflesing, sit net die noemer in hakkies en sit 'n minus voor hom. En as ek dit dan gaan vereenvoudig, kry ek hy is gelyk aan min x plus 1 plus 2, wat vereenvoudig na min x plus 3. Goed, nou, as ons dit op die ander metode wil doen, dan is dit gesê, die snypunt van jou asymptote lê mos op die simmetrieasse. So in hierdie geval is my snypunt van my asymptote is 1, 2, want hy 1 regs geskuif en 2 opgeskuif. So ons gaan die punt 1, 2 in die reguitlyn vergelyking invervang. So as ek dit nou daarin vervang, moet ek onthou, ja, daar's my punt, my 1 en my 2, maar onthou hulle die negatiewe helling gesoek, en jou simmetrieas lê die hele tyd 45 grade na links op hierdie stadium. So my helling, moet ek dan implisiet daarso weet, is dan min 1. En so kan ek my C-waarde uitwerk, wat dan beteken jou C werk uit op 3, en dan gaan ek net skryf, dus is my vergelyking A is gelyk aan min x, want onthou hy die negatiewe helling van min 1, en dan plus 3, wat ek nou net uitgewerk het. So jy het in enige metode gebruik, en ek gaan net vir jou daarso 2 punte gee vir die vergelyking. Goed, volgende enetjie, ekskuus, ek hierdie ander metode het ek ook hier ingesit, en dit is waar ek nou letterlik om net afgelees het. Bootjie, pisang, of, soos ek gesê het, 'n grondbootjie, enige van hulle. Volgende vraagie. Hulle sê teken die grafiek van H en toon duidelik die asymptote aan. En daar het ek gesê, skryf die asymptote eerste. So, eerste asymptoot was x gelyk aan 1. Dis die enetjie wat hier vertikaal afloop. Ek wil hom bietjie verbeter hierso en deur net by te skryf x gelyk aan 1. Dan die horisontale asymptoot het daardeur 2 gegaan. Ek sou graag wil hê dat jy hierso vir my byskryf y gelyk aan 2. Jy kan redeneer, ons kan op die asse sien waar die hy gaan,
Dis terwille van jouself ook. Dit help jou meer as jy die asymptotiese vergelykings wel byskryf. Dan, hoe teken jy die res van die grafiek? Die ander ding, behalwe die asymptote wat hulle wil sien, is die afsnitte met die asse. So gaan vra vir jouself, gaan hierdie grafiek x-afsnit hê? Ja, dis moontlik, want hy het regs en opgeskryf. Gaan hy y-afsnit hê? Ja, weer eens moontlik. So, nou gaan jy albei van hulle gaan die gemoed gaan uitwerk. So, asymptote het ons klaar in, x-afsnit. X-afsnit maak ons, in die oorspronklike vergelyking, maak ons y na. Nou, vir my is die maklikste manier om, sien julle hierdie gedeelte, ons het nou nie bewerkings alles hier getoon nie, maar, daardie breuk is negatief. Vat hom oor na die linkerkant toe. So ek gaan net gou-gou hierso vir julle doen. Dan 3 op x min 1 moet gelyk wees dan aan 2. Sien julle nou het jy nie meer negatiewe waardes nie, want dis die minusse wat dikwels vir julle foute veroorsaak. Dan sê ek maar ek hou nie van die x min 1 onder die lyn nie, so ek moet hom oorvat na die ander kant toe. Dan word dit 3 is gelyk aan 2 hakies x min 1. En dan gaan jy net uitmaak, en dan sal jy by hierdie x is gelyk aan 5 op 2 uitkom. Dan op jou skets, daar is waar hy sny, onthou om daar aan te dui, 5 op 2. Dan y-afsnit, dis vir ons x na maak, hy is die lekker maklike enetjie, dit word min 3 op min 1, wat net 3 is, plus 2, geef my 5, en weer eens dui ek het daar op my as. So in hierdie geval, ek het nou die asymptote in, ek het die afsnitte met die asse in. As jy nie 2 afsnitte gehad het nie, moet jy onthou, alle grafieke wat geteken word, moet ten minste 2 punte op hê. So as jy nie 'n tweede punt op jou grafiek teen hierdie stadium het nie, vat enige ander x. Vat x gelyk aan 2, ietsie wat maklik invervang. Druk hom in, werk y-waarde uit, plot daardie punt, en dan teken jy jou grafiek. Jy mag dit ook met die sakrekenaar met 'n tabel doen. Ek vind net dit mors 'n bietjie tyd. So as jy tyd vir jou gewoonlik bietjie van 'n probleem is, dan stel ek voor jy doen hom eerder op hierdie manier. Goed, nou het ons nog 'n gemengde vraag. Hierdie keer het ons 'n parabool met 'n reguit lyn. Die grafiek van die parabool word vir jou gegee, so ook die grafiek van die reguit lyn. Beide se vergelykings het jy, so dis lekker. Dan sê hulle vir my A is die draaipunt, dis hieronder, en hulle sê vir my die simmetrie as van F, dis daai vertikale lyn, sny die lyn, sny die x-as by E, en hy sny G by punt D. Dan sê hulle ook vir my die y-afsnit, C is die y-afsnit van beide grafieke. Dan vra hulle vir die koördinate van A, die waardeversameling van F, die waardes van M en N, met ander woorde daardie punt D se koördinate soek hulle, en dan die vergelyking van G se inverse. So kom ons spring weg. Eerste enetjie om die koördinate van A te kry. A is die draaipunt van die grafiek. Nou jou grafiek is daar klaar in draaipuntvorm gegee. As hy in daai vorm gegee het, is dit baie maklik, want jy lees net jou draaipunt daar af. Jy gaan die x plus 5, gaan jy net die teken verander. So jou x-waarde word minus 5, en jou y-waarde word minus 8. Slegs die x se teken verander, want onthou, horisontale skuwe, as ek vir jou sê plus 1, dan weet jy links geskuif. As ek vir jou sê minus 1, dan weet jy regs geskuif. So daar is my koördinate van A, en ons het nou gesê, dit was minus 5, minus 8. Skryf jy goedjies maar in. Toe soek hulle die waardeversameling van F. Nou, omdat ek nou hierdie ingeskryf het, is dit nou vir my maklik, want nou gaan ek net kan sê, y is element van min 8, dit is van daar af, opwaarts. So, y element van blokhakkie min 8, tot by oneindig, of jy kan net sê y groter gelyk aan min 8. Pas op net die verskil tussen waardeversameling en dan stygend en dalend. By stygend en dalend is jou draaipunte nooit ingesluit nie, want op 'n draaipunt is jy nie besig om te styg of te daal nie. Maar wanneer dit kom by waardeversamelings, dan is jou draaipunt altyd ingesluit.
So onthou dit sal in intervalnotasie sal dan altyd 'n blokhakie wees, en by daardie notasie sal daar altyd 'n is-gelykheid by wees. En baie belangrik, waardeversameling lees jy van onder na bo. Lees dikwels dit van bo na onder. Ek gaan vir jou verduidelik hoekom. Kyk gou-gou. Definisieversameling lees jy mos van links na regs. So as ek gaan kyk, as ek van links na regs lees, beteken dit ek lees van die negatiewe x'e, klein, na groot. Negatief na positief. So as jy die y-as wil lees, moet jy besef, jou negatiewe y-waardes lê hieronder, en jou positiewe y-waardes lê bo. So moenie nou die rigting omdraai nie. Jy kan nie nou van bo na onder lees nie, want dan lees jy van positief na negatief. En jy moet in dieselfde rigting lees. Goed. Volgende een het gevra vir die waardes van m en n. Nou ek herinner jou gou weer. En julle weer, ek het die hele tyd hier het ek nodig. As A die punt -5 -8 was, weet ek klaar, wat is m se waarde? Hoekom? Want m lê perfek vertikaal bokant A. So sy x-waarde moet presies dieselfde wees. So daarom is hy baie maklik. En dan, as ek die x-waarde het, daardie punt lê mos op G. So ek kan dan net my x-waarde vat, in G indruk, en sodanig my y-waarde kry, wat dan n sal wees. So kom ons wys gou, lyk dit? My m is -5, omdat hy so perfek vertikaal bokant om lê. Dan vat ek G, druk -5 daarin, en dit is dan 1/2 maal -5 plus 9/2, wat my n-waarde van 2 gaan gee. Soos -5, 2 dan. As hulle net gevra het vir die waardes van m en n, kan jy daar stop. Jy het daar geskryf, m is dit, n is dit. As hulle gevra het wat is die koördinate van D, dan moes dit weer in koördinaatvorm gewees het. Volgende een het gevra, kry die vergelyking van G se inverse. So, ons vat die oorspronklike grafiek, waar y staan, maak ek nou x, en waar x staan, skryf ek y. So ons ruil die twee kante net om. Dan wil ek graag y alleen hê. So in hierdie geval, as ek nou aangaan daarso en ek gaan die breuke pla, nou. So kom ons gaan kry eers, ons maal regdeur met 2. So dan word die linkerkant, ek gaan net 'n ekstra stappie vir ons daar insit. Die linkerkant maal ek met 2, hy word 2x. Die regterkant, as ek hom maal met 2, word dit net y, en as ek hom daar maal met 2, word dit net 9. En dis waar hulle dan y is gelyk aan 2x min 9 hier op die antwoordsel gekry het. Goed, dan vraag 5, hierso van die DBF vraestel November 2020. Hier het ons nou ons eksponensiële grafiek. So hier gaan jy nou regtig verwag om dalk jou graad 12 werk in te kry, of partykeer is dit selfs net 'n gewone eksponensiële grafiek. Ons sal nou uitvind. So in hierdie geval is dit 3 tot die mag min x. 'n opmerkingkie daaroor. Onthou, daai enetjie kan ook geskryf word as fx is gelyk aan 3 tot die mag min 1 tot die mag x, en 3 tot die mag min 1 is 'n derde tot die mag x. So enige een van daai 3 notasies moet jy ken en verstaan en weet dat dit 'n eksponensiële grafiek is wat afwaarts beweeg. As jy vir my A is die y-afsnit en B is die snydingspunt van f en die lyn y gelyk aan 9. So dit sê dadelik vir my, daardie y-waarde daar is 9. So as jy sulke goed raak sien, vul dit vir jouself klaar in. So hulle vra hierso vir my die koördinate van A, dan die koördinate van B en dan die definisieversameling van die inverse. Let wel, jy het nog nie die inverse hier nie. Kom ons kyk wat gaan ons doen in daai geval. Koördinate van A, vra jy jouself wat gebeur by A? Dit is my y-afsnit. So vir y-afsnit maak ek my x 0. So, jy vat jou vergelyking, ekskuus ek net vinnig gegaan daar, jy maak jou x 0, 3 tot die mag 0 is 1. So daarom is jou y-waarde 1, jou x-waarde is 0.
So ek gaan sommer daar vir ons inskryf, dis 01. Tweede enetjie, vra hulle nou vir die koördinate van P. Ek het nou reeds daar gesê, sy y-waarde is 9, omdat hy op daardie horisontale lyn lê. So nou kan jy net die funksie se vergelyking vat, en jy kan jou y-waarde 9 maak. So, aan die linkerkant kom nou 9, en dit is 9 is gelyk aan 3 tot die mag min x, maar 9 kan jy skryf as 3 kwadraat. En dan gaan jy die grondtalle kan jy dan laat wegval, en dan is min x gelyk aan 2, oftewel, x is gelyk aan min 2. En so daai ene het ons nou daar, min 2, 9, dan. Volgende enetjie, vra nou vir die definisieversameling van die inverse. Nou jy het nie die inverse op hierdie stadium nie die vergelyking nie, en ook nie die skets nie. So nou moet jy weer terugdink aan daardie ding wat ek hele paar skyfies terug gesê het. Die definisieversameling van my inverse sal dieselfde wees as die waardeversameling van die oorspronklike grafiek. So dis wat ons hier vir jou gesê het. Die waardeversameling van die oorspronklike grafiek gaan vir my die definisie van die inverse gee. So nou gaan ek na my skets toe, wat my oorspronklike grafiek is, en ek kyk, wat is sy waardeversameling? Sy waardeversameling is y groter as 0, of 0 tot oneindig. Want hy gaan van 0 af, wat my as, ek hou daarvan om net 'n 0 daar te sit, dan kan jy mooi sien, dis die kruising van die asse. So van 0 af, opwaarts. En al wat jy dan doen is, dan skryf jy letterlik net daai ding presies daaroor, maar jy vervang net y met x. En daardie ene ook, y vervang jy net met x. So jy trek dit dan van die oorspronklike grafiek af. Goed, kom ons kyk gou wat kan julle in die volgende les verwag. In die volgende les gaan ons verder met die hersiening vir vraestel 1, en dan gaan ons bietjie kyk na finansies, groei en verval. En daarmee het ons die einde van vandag se les bereik, en ek sê vir julle baie dankie dat ek saam met julle hierdie pad kon stap.